Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook baie welkom aan al ons kykers hier op die Woord, ons eredienstyd saam. Nou ons gaan vandag praat of verder praat oor wat verwag God van die mensdom. En vandag gaan ons in besonder kyk na die belangrikheid van bely jou sonde of erken jou sonde. God verwag dit van ons. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons is vry, deur sy bloed en sy genade is ons vry. Ons is vry van die pyn en smart en Jesus ons bevry. Ons is vry. Deur sy bloed en sy genade is ons vry. Ons is vry van die pyn en smart en Jesus ons bevry. Deur elke dag is 'n belofte, elke oomblik net geleef. Die ganse heelal bring die Here, deur die Seun is ons vergeef. Verlos van sonde en die dood, kruis het die gelei. Here, ons sê dankie, dankie, Here, ons is vry. Vry, ons is vry, deur sy bloed en sy genade is ons vry. Ons is vry, van die pyn en smart en Jesus ons bevry. Jesus ons bevry. Ons is vry. Ons het laasweek die reeks begin van wat verwag God van die mensdom. En ons het heel in die begin gaan kyk, nee, ons het gekyk die eerste persoon wat weer as regverdig beskou was, Abraham. En al wat Abraham gedoen het is, hy het nie volmaak gelewe nie. As jy sy lewe gaan bestudeer, hy het nie 'n klomp goeie goed gedoen nie. Hy het net geglo. Geglo in God se goedheid, geglo in God se regverdigheid en God se liefde, geglo in God se beloftes en ja, daarna het hy dade gedoen. Daarna is hy besny. Daarna het hy sy seun geoffer omdat hy in God geglo het. So die belangrike ding wat ons gesien het is, glo jy in God of glo jy God se liefde? Glo jy God se karakter? Is jy in daai verhouding met God? Nou vandag gaan ons bietjie verder. Wat verwag God van die mensdom? En vandag praat ons oor erken en bely jou sonde. En ek wil die klem lê op hierdie woordjie sonde. Jy sien, sonde, die woord sonde kom eintlik net in godsdiens voor. Geen ander plek van die samelewing gebruik die woord sonde nie. Sonde beteken ek was ongehoorsaam, ontrou aan 'n godheid, 'n mag. Ek het verkeerd gedoen in die oë van God. En daarom, nêrens anders kry die term rarig nie. Nee, sonde was oorspronklik net in die kerkewêreld, in die godsdienswêreld van die Ou Testament, Nuwe Testament, kry jy die term sonde. Ek het teen God gesondig. Nou, hierdie hele gedagte het so effek op die mensdom, dat ons vandag nie lief is vir die woord sonde nie. Ek bedoel, as ons nou gou hier 'n oefening moet doen, net hier in die gemeente, en vir mense vra, wie sal gemaklik wees om hulle hande op te steek as ek vra, wie doen hierdie sonde? En dan noem ek 'n sonde. En dan steek ons hande op soos wat ek sonde noem. En die meeste van ons gaan my so kyk en sê, nee, wat, jy weet, dalk, maybe, ek weet nie. Maar as ek die volgende vraag vra, wie is bereid om te erken, hy het 'n paar foute al in sy lewe gemaak? Nee, ons almal maak foute. Foute is algemeen, almal maak foute. Jy weet, foute is mos nie erg nie. Of iets soos dit. Weet jy, Andries, dis in my persoonlikheid. Dit is in my geaardheid. My oupa was so en my pa was so en ek is so. Dis maar in ons familie.
Dis nie 'n sonde nie, dis deel van my geaardheid, dis deel van my persoonlikheid. Of ons sal hierdie woorde sê, weet jy, ek het die laaste tyd 'n uitdaging. Ek weet nie hoekom nie, maar ek word so kwaad, of hoe die laaste tyd, ek het hierdie uitdaging, ek is so down die hele tyd, 'n negatiewe goed, ek wil net so 'n bietjie aan myself gaan werk. Of mense sal sê, ek het 'n gewoonte. Ek het 'n slegte gewoonte aangeleer. Weet jy, 'n slegte gewoonte, ek eet chocolate voor ek gaan slaap. Dis 'n slegte gewoonte. Maar sonde is nie 'n slegte gewoonte nie. Sonde is sonde. Sonde is nie 'n fout nie. Weet jy wat 'n fout? 'n Fout is wat jy doen in 'n vraestel. Iemand vra jou wat's 2 + 2 en jy skryf 5. Dis 'n fout. Jy kan geleer word, jy kan dit regmaak, jy kan dit beter doen, jy het 'n fout begaan. Dis net 'n fout. Jy kan gou gestraf word en 'n boete betaal en die fout is weg en is klaar. En 9 uit die 10 keer gaan jy die fout nie weer begaan nie. Of 'n persoonlikheid kan jy gou sielkundige toe gaan en ons kan so bietjie werk aan jou gedragspatrone en jou geaardheid en jou verlede en al hierdie klas van goed. Nou, hoor gou waarop dit neerkom. Ons is nie bereid om sonde te noem nie. Wat ons eerder doen, ons gee vir dit sagte name. Ons gee vir dit gedragspatrone. Ons gee dit kultuurname. Jy het sonde en ons sê nee, dis nie sonde nie, jy weet. Jy het net 'n fout begaan in sy meer. Ek luister baie ouers, né? As ouers sal praat oor sonde wat 'n kind gedoen het, dan sal hulle sê, hy was net in 'n moeilike tyd. Jy weet, sy meisie het uitgemaak en toe was daar vraestelle by die skool en hy was net in 'n groepsdruk, dis in 'n moeilike tyd. Nee, hy het sonde gedoen. Nou Jesaja praat hiervan, een van die profete, waarsku die volk Israel om nie saggies te werk met sonde nie. Hoor hierdie gedeelte, dis in Jesaja 5 vanaf vers 20 af. Hy sê, ellende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg, wat van duisternis lig maak en van lig duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter. Hoor waar begin hy? Ellende wag. Ellende wag vir 'n mens wat nie sonde erken nie. Wat sonde afmaak as net, hoorie, dis 'n foutjie. Ek het 'n klein foutjie gemaak. Toe ek 18 jaar oud was, het ek 'n fout begaan en ek betaal nou daarvoor vir die res van my lewe. Dis nie 'n fout nie. Dit was sonde. Jy het sonde gedoen. En hy sê, ellende wag vir ons as ons nie die onderskeid kan tref tussen verkeerd en reg nie. Lig en duisternis. Bitter en soet nie. Hy sê, dis 'n ellendige pad. Hoekom is dit 'n ellendige pad? Want jy sien die hele geheim of die hele beginsel agter erkenning van sonde lê oor die diepte waantoe dit gaan. As jy net 'n fout gemaak het, dan sê net gou jy's jammer. Ek hou van baie van ons TV-programme, Amerikaanse TV-programme, waar hulle net hierdie woorde sal sê, I'm sorry. Jy weet, nou sodra iemand vir jou sê, ek's jammer, dan is dit so half, maak dit nou skielik als beter? Ek bedoel, ja, jy's jammer, jy het sleg gedoen op jou punte, doen dit volgende keer net beter. Maar hoorie, ek's jammer, ek het oorspel gepleeg. Ek's jammer, ek het moord gepleeg. Ek's jammer, ek het veel gejok. Ek weet nie van jou nie. Dit vat nie verantwoordelikheid nie. Dit is so lig, dit is so maklik verby. Dit is so eenvoudig. Weet jy, dit was net 'n foutjie, man. Ek het net ietsie kleins gedoen. Die skrif sê ellende wag. As jy nie sonde erken nie en nie sonde dieper vat as wat dit is nie. Want as jy nie sonde diep vat na die wortel van wat daar aangaan nie, kan dit nie gesond gemaak word nie. Kan dit nie vergewe word nie. En ek dink daar's iets in my, daar's iets in baie van ons, daar's iets in ons Afrikanerdom. Om nie te erken iets is verkeerd of ek het sonde gedoen. En sonder om name te noem, en ek dink ons almal kan maklik vir jou 20 name uit ons koerante uithaal, maar iets van sodra 'n celebrity uitgevang is in sonde, hoe staan hulle op in die publiek en sê iets? Eerste, ontken hulle dit, né? Vir 'n maand of 2. Dit was nie ek, is nie my foto nie, was nie ek nie, okay? En dan as die
evidence net al hoe meer en meer raak, en uiteindelik moet hierdie politicus of celebrity of sportsters, TV's en wat ook al, uiteindelik wanneer dit nou so warm is dat hy moet erken, dan sal hy sê, ek erken vandag, ek het 'n fout begaan. Ek is jammer vir my ma, my pa en almal wat ek seer gemaak het. Dit was 'n swak besluit gewees en ek's jammer vir my fout. Dit was nie 'n fout gewees nie. Fout is iets wat jy doen in 'n vraestel. Dit was 'n sonde gewees. En as ons as Afrikaner, as ons nie begin om diep in ons wortels in te gaan en te sê, ek het sonde in my lewe nie. En ek sukkel met sonde. Ek sukkel nie met 'n uitdaging nie. Ek sukkel nie met 'n gewoonte nie. Ek sukkel nie met 'n slegte vriendskapsverkeerde kring nie. Ek sukkel met sonde. Dan gaan ons nie gesond word nie. Want jy sien, vir die res van die probleme in ons samelewing kan jy dokter toe gaan, of sielkundige toe gaan, of berading kry, of 'n pilletjie plak, en 'n pilletjie sluk, en jy kan ophou dit doen, of bietjie meer dit doen, of wat ook al. Dis oppervlakkig gesond word. Vir my en jou, om by God aanvaarbaar te wees, moet ons kom en erken, ek het sonde gedoen. Kom ek vat jou na die verhaal toe, die verhaal van die verlore seun. Ons almal ken dit, né? So goed. Hy vra vir sy erfporsie, hy gaan weg, hy mors die geld op, daar kom hongersnood en droogte, hy werk tussen die varke, en in die Joodse taal is daai die ergste goed wat kan gebeur, hy teen sy vader gedraai, hy onrein gaan leef, hy tussen die varke opgeëindig, en dan kom hy terug na sy pa toe, en in die grondpad, wanneer hy en sy pa by mekaar kom, dan sê hy hierdie woorde, Lukas 15:21, hy sê, toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Jy sien, dis wat God van jou en my wil hoor. Ek het gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Wat doen hierdie seun? Hy sê nie, pa, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak, ek moes nooit daai geld gevat het nie. Pa, jammer, ek weet, al my pelle het karre begin ry en alles, en ek wil ook ry, en pa, sorry, I'm sorry. Hy kom nie met daai houdingkie van, ek is jammer, ek het 'n foutjie gemaak, dit was my uitdaging, of dit was my gedrag, of, hy kom en sê, pa, ek het gesondig. En ek is nie werd nie, ek het moeilikheid. Jy sien, as ons nie erken, ons het sonde nie, dan erken ons het nie 'n redder nodig nie. Dan sê ons, ek het net 'n dokter nodig, of ek het net 'n sielkundige nodig. En dis ons probleem. As ek en jy nie begin goed wees sonde noem nie, dan verlang ons nie meer na 'n redder, Jesus nie. Want as dit net foutjies of probleempies is, dan kan iemand dit gou vir my uitsorteer. Dan kan ek gou net 'n pak slaag kry en sê, ek's jammer en is vergewe en is verby en ons gaan maar net aan. Maar as ek besef, my probleem lê dieper. Wat beteken dit? Sonde kom uit die hart van die mensheid, sê Jesus. Sonde kom uit jou DNA, uit jou kultuur uit 'n bose kultuur wat in jou binneste is, waarin jy in sonde gebore is, en jy moet met hierdie innerlike sonde van jou, moet jy na Jesus toe gaan, en jy moet erken en sê, ek het 'n sonde probleem, en hierdie sonde probleem gaan my doodmaak, en ek het behoefte aan 'n redder om dit weg te vat. Die meeste van ons begin nou ongemaklik raak daar waar ons sit. En sê maar, Andries, jy weet, ek het net 'n probleem, man. Ek kuier net so 'n bietjie oor naweke. Ek's nie alkoholist nie, maar dis net nou en dan tussen die pelle. Dis nie 'n probleem nie. Dis sonde. Ja, maar ek kyk net na verkeerde prentjies op TV of op internet of waar ook al. En dis net nou en dan, dis nie elke dag nie. Ek's nie verslaaf daaraan nie. Dis net nou en dan het ek 'n behoefte na iets of wat ook al. Ek jammer as ek 'n fout maak, as dit verkeerd is. Nee, dis sonde. Dit wys iets in jou hart. Is daar gebreek tussen jou en God. Romeine 3:23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek ons van die heerlikheid. Daar kom skeiding tussen jou en God en sonde. Sonde breek die beeld van God in jou lewe. En as jy dit nie erken nie, kan Jesus dit nie kom genees nie. Dis waarom ek so ernstig is hieroor. Is nie omdat ek op 'n sonde jag wil gaan nie. Is nie omdat ek wil sê, hey, dis sonde en dit is sonde en jy mag nie dit doen, jy mag nie dat doen, jy mag nie, hey, nou moet ons weer sonde kan kies en 'n lysie maak. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan net oor jy moet erken, jou gedrag
jou arrogansie, jou hoogmoed, is sonde en dit breek jou teen God. En as jy nie soos die verlore seun dit op die naam noem nie, dan kan God nie daarmee werk nie. Dan kan jy nie by die redding en die genesing kom nie. Jy sien, want hierdie liefdevolle pa is lief vir jou en hy wil jou ontmoet waar jy is. Al is dit hoe diep in jou sonde, al is dit hoe diep in wat sy gewoontes of foute of al hierdie mooi woordjies wat ons sê. Hy staan daar en hy sê, ek so lief vir jou, ek ontmoet jou hier. Nou wat ek nou van jou hier wil hê, erken jou sonde. Kyk wat gebeur as ons sonde erken. 1 Johannes 1 vers 9, hoor hierdie mooi belofte. Maar as ons sondes bely, nie ons foutjies nie, nie ons gewoontetjies nie, ek sukkel die laaste tyd nie. As jy jou sondes bely, wat in jou hart is, in jou DNA, in jou kultuur is, in jou binneste is, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. En dan weer hierdie waarskuwing. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Nou, wat hierdie laaste woorde sê is hierdie eenvoudige beginsel van as jy sê, Andries, maar ek het nie sonde nie, ja, ek word nou en dan kwaad, of ek sê 'n paar woorde, of wat ook al. Dis nie sonde nie, almal doen dit. Hy sê, dan maak jy God tot leenaar. Nou, waarom? Is God op jou sondekeis? Nee. God is op jou reddingkeis. En hy het Jesus aarde toe gestuur vir sondige mense wat 'n probleem het met sonde, wat hulle lewens verwoes. Daai innerlike jy wat die dokter, die geneesheer, die sielkundige, die beraader, die pille, die medisyne, daai innerlike jy wat net deur God bevry kan word. God weet dit. En hy sê, ek kan jou net genees as jy dit erken. As jy nie sonde erken nie, dan sê jy, God jok, ek het nie 'n redder nodig nie. Ek weet nie van jou nie. Maar die gewoontes in my lewe, die foute in my lewe, of kom ons sê wat dit is, die sonde in my lewe, kan net Jesus vergewe, skoonwas en wegvat. Net Jesus. Dis waarom hy God is. Dis waarom hy die heerser is oor alle magte. Hy's ook die heerser oor sondige magte. Maar hy kan net heers oor my sonde en dit vergewe en dit wegvat, as ek dit sonde noem. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Laat die Gees my siel deurspoel, bring die vrede en rus, die genade oor my, maak my wit net soos die sneeu. Ek wil heilig leef, gewy aan U my Heer. Was my skoon, maak my rein, laat U lig weer deur my skyn. Leer my hart, maak dit nuut, laat my lig na ander skyn. Was my skoon, maak my rein, laat U lig weer deur my skyn. Ek wil saam met mense bid wat vandag wil sê, Andries, ek wil klaarmaak met speel met sonde. Ek wil klaarmaak met vir die goedjies mooi naampies gee en dit afmaak as my net 'n ou foutjie en 'n gedragspatroontjie en sommer net ek het 'n uitdaging die laaste tyd. Ek wil saam met mense bid wat sê, kom ons noem dit op die naam. Ons bely dit en ons vra vir genesing en vergifnis. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U ken ons. Ons kan vir U niks wegsteek nie. En ons wil kom en openlik erken en bely, ek het sonde in my lewe.
Daar's dinge in my, wat ek sê en doen, wat ek dink, wat ek voel, wat skeiding bring tussen my en U. En ek wil dit vandag bely. En ek wil dit by die naam noem, dis my sonde wat 'n skeidsmuur geword het tussen my en U. Maar dankie vir Jesus se woorde en beloftes, dat hy het gekom vir sondaars, sodat ons sondes kan bely, en dit by die naam noem, en hy ons vergewe, en ons verhouding herstel, en ons genees, en ons bevry, en ons aanraak. Dankie vir elke persoon, wat nou genesing en vergifnis kry, in Jesus naam. Amen.